drome sonder doen en planne maak, word môre se ek wens ek het maar herinneringe. In kort, dit is drome wat nooit waar word nie. Van jou grootste spooke wat drome kelder, is daar die sê nou maar net spooke. Sê nou maar net, ek gaan dit nie maak nie. Sê nou maar net, hierdie plan werk nie. Sê nou maar net, ek word siek. Sê nou maar net, my vrou of my man los my. Sê nou maar net, sê nou maar net. God se planne en drome vir jou en my is so groot dat ons dit nooit eers sal dink of droom nie. Maar dis reg menslik. Abraham het ook so geglo. Kom ek lees vir jou Genesis 15 vers 1 tot 4. Hierna het die woord van die Here in 'n gesig tot Abraham gekom. Moenie bang wees nie, Abraham. Ek beskerm jou. Jou beloning sal baie groot wees. Toe sê Abraham: Here my God, wat kan U vir my gee? Ek sal kinderloos sterf en Eliezer, die man uit Damaskus, sal my besittings kry. Abraham het verder gesê: U het nie vir my nageslag gegee nie. 'n Slaaf uit my huis sal my erfgenaam wees. Maar die woord van die Here het tot Abraham gekom: Daardie een sal nie jou erfgenaam wees nie. Een wat jou eie nageslag is, hy sal jou erfgenaam wees. Toe het die Here vir Abraham buitentoe laat gaan en vir hom gesê: Kyk op na die hemel en tel die sterre as jy kan. Verder sê die Here vir hom: So baie sal jou nageslag wees. Om vir 'n ou man te sê wat kinderloos is, dat sy nageslag soos die sterre gaan wees, klink amper na so 'n stukkie sarkasme. Maar dis by die aanhoor van God se drome dat ek en jy ook, soos Abraham en Sara hier in die mou lag vir dit wat ons hoor. Want ons dink God se planne is onmoontlik. Dink jy vir 'n oomblik Abraham het dit sommer net geglo? Dink jy vir 'n oomblik daar waar Dawid agter die skape gesit het hy gedroom daaroor en geglo hy gaan die volgende koning word? Dink jy Moses het gedink hy gaan die een wees wat deur God gekies is om God se volk te kom bevry uit Egipte land? Verseker nie. Ek wil vandag vir jou sê, as jy dit nog nie gehoor het nie, en as jy dit nog nie ontdek het nie, God het 'n droom vir jou, wat so groot is, dat jy dit nie gaan glo, as hy dit vir jou sê nie. Soos iemand eendag gesê het, God se drome vir ons, is nie man-sized nie, but God-sized dreams. Word stil genoeg by God, en vra vir God, om sy hart, sy drome, sy pasplek vir jou op hierdie aarde uit te wys, want alleen dan sal daardie geskarrel en gejaag in die siel en in die kop stil word en tot rus kom. Die Here seën vir jou.